Ons kyk vandag na die nuwe verbond, soos wat ons dit in onder andere Hebreërs 8 lees. Nou ek gaan enkele verse aanhaal uit hierdie gedeelte om bietjie tyd te spaar, maar ek begin by vers 8. Maar God bestraf die volk oor hulle tekortkoming deur te sê, kyk, daar kom 'n tyd, sê die Here, dat ek met Israel en Juda 'n nuwe verbond sal sluit. Die nuwe verbond sal nie wees soos die wat ek met hulle voorvaders gemaak het, op die dag toe ek hulle aan die hand gevat het, om hulle uit Egipte uit te lei nie, want hulle het nie my verbond gehou nie. Nou die skrywer gaan nou verder deur 'n opmerking te maak oor die ou en die nuwe verbond. Hy sê, vers 13, deur van 'n nuwe verbond te praat, het God die eerste oud verklaar, en wat oud word en uitgedien raak, sal gou verdwyn. Ons gaan môre die kruisiging van Christus en die opstanding uit die dood, gaan ons opnuut onthou, Paasondag. En dit alles is 'n bevestiging van hierdie belofte, dat die Here die oue tot nuut laat gaan, om plek te maak vir die nuwe verbond, die nuwe verhouding tussen God en mens, soos wat dit deur Christus aan ons bekend gemaak is. En daarom is ons vandag so bevoorreg om deel te wees van die wêreldse Christene en ander gelowiges, wat moet onthou, Christus het die prys vir ons sondes betaal. 'n Nuwe verbond het tot stand gekom, en daarvoor eer ons en loof ons die Here. Loop mooi.